So welkom hier so by ons vanaand vir die tweede Pinksterdiens en Thees het so mooi gepraat oor die vrugte van die Gees gisteraand en dat my weer begin werk en myself 'n bietjie weer ondersoek gaan doen gisteraand en net toe gaan sit by die Here en te sê, Lord, where do I miss? Toe by huis kom en ek sê, Here, waar mis ek? En vanaand gaan ons net begin bedien oor die gawes en the gifts of the Holy Spirit. So wat is die geskenk wat die Here vir ons wil gee vanaand, van sy Gees wat hy wil uitstort. Toe Jesus het gesê vir sy disippels gesê, moenie worry as ek weggaan nie. Ek gaan iemand vir julle agterlos, die trooster, die Heilige Gees gaan met jou wees. Amen. En hierdie disippels dink ek het 'n panic attack gevat. Hulle moes 'n anxiety attack gehad het, want hier's Jesus nou, hy doen al die groot wonderwerke. Hulle sien miracles voor hulle gebeur, mense uit die dode word opgewek, siekes, die malaatses word gesond gemaak, alles gebeur om hulle. Nou sê Jesus, hy gaan weg. Ek dink as ek Paulus of Simon of een van daai disippels was, het ek 'n panic attack gehad. Ek sê, Lord, jy kan my nie nou los nie. Asseblief, wag net so 'n bietjie. Maar Jesus het gesê, dis beter dat ek weggaan. En ek deel nou dag met die seuns by die rugby ook. Ek sê vir hulle, met die hemelvaartsdiens het ons 'n bietjie rugby, ons het 'n halfuur rugby geoefen en 'n uur woord bedien. Want dis waaroor dit gegaan het. En ek sê vir die klomp seuns, dis 'n baken dat Jesus vandag hemel toe gegaan het en ek sien hulle kyk my met sulke groot oë aan. Want Jesus het gesê, is beter dat ek weggaan en ek berei 'n kamer voor vir jou. So iedereen elke wat hier sit vanaand het 'n kamer wat klaar voorberei is deur Jesus. Amen. Hy wag net dat ons huis toe moet kom. En ek wil nie uit sy getuienis vooruit hardloop wat hy my gedeel het die naweek het my so excited gemaak dat ek weet dat Jesus lewe. Amen. Want daai jong man op 21 jaar ouderdom het 'n encounter gehad met Jesus in die hospitaal en hy het vir Jesus gesê ek wil huis toe kom. En Jesus sê vir hom nee, is nog nie tyd nie. Gaan terug en gewees my getuienis vir wat ek gedoen het. En dis hoekom ons nog hier so is julle. Ons is 'n getuienis vir Jesus. So ons gaan begin eet. Ek het my hele preek nou omgeswaai. So ons begin sommer by 1 Korintiërs 12 vanaand. In vers 1 lees ons, now dear brothers and sisters, regarding your question about the special abilities the Spirit gives you, or gives us, I do not want you to misunderstand this. You know that when you were still pagans, you were led astray and swept along in the worshipping speechless idols. En ek gaan lees hierdie stuk en ek vandag gaan lees ek hom weer en ek gaan lees hom weer en ek die woord pagan slat my soos 'n baseball bat op my kop. En ek vra vir myself, die Bybel praat so baie van pagans, wat is pagans? So ek gaan doen toe my navorsing. En 'n pagan is, you could be considered a pagan if you do not believe in a religion or worship more than one God. The original pagans were followers of an ancient religion that worshipped several gods. En wat sê Jesus, wat sê God vir ons? Hy sê jaloerse God, hy wil net hê ons moet hom bedien. So hier kom God en Jesus, hy sê van terwyl julle pagans was, het julle al hierdie ander gode aanbid, maar eintlik wil ek net hê julle moet my aanbid. So ons moet nie teen mekaar op met hierdie geskenke wat Jesus vir ons wil gee nie. Deur sy Gees. Van vers 4 af sê dit dan, there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source of them all. There are different kinds of services, but they service the same Lord. God works in different ways, but it's the same God who does the works in all of us. Amen. So dis een Gees. Daar's nie die Gees van wonderwerke, Gees van geloof, Gees van genesing nie. Dis een God. Amen. Een Gees. Want dis die drie enige God wat ons bedien. Ek gaan nou, Rian, kom staan, jy gaan hier voor met my. Marius, kom staan, jy ook so hier so. En AJ. Sny maar, jy het sommer weg, kom staan ook jy sommer nou net hier so. Ja. Nee, jy moet nie so staan. Ons speel nie fout. Jy moet nie voorteks. So kom ons lees weer daai laaste stukkie wat dit sê. God works in different ways, but it's the same God who does the work in all of us. So nou gaan staan daai kant, jy is nou hier verlore hier. Ons wil nie swart skaap hê. So kom ons kyk, Marius is onderwyser, Rian is 'n
Wat is jy? Passer en draaier. Dat is fancy woorde vanaand vir jou. AJ is op skool en Snyman is Snyman. Snyman is Snyman. So, wat wil ek nou vir julle kom sê? Ons het mense met verskillende werke hierso, maar God kan deur elkeen van hulle nog steeds werk. Amen. So die woord sê dat God gebruik normale mense om sy koninkryk uit te leef. Ja. So, deur onderwyser, deur passer en draaier, deur die skoolkinders, deur Snyman, kan God sy gees uitwerk. Maar wat gaan dit van hulle kos om gehoorsaam te wees? As ek vanaand hierdie toolbox vat, ja, jy kan hom nie kry nie, want jy sê passer en draaier. En ek gee hom vir AJ, en hy vat hom, geskenk wat Jesus vir hom, jy kan vashou. Amper dat val jou. Jesus gee vir hom 'n geskenk. En hy sê, in hierdie geskenk vir my sal verskillende gawes wat ek vir julle wil gee. Verskillende gifts. Maar jy moet die geskenk ontvang van Jesus af. Jy moet dit gaan soek. En as die Here dit vir jou wil gee, moet jy dit kan vat. Want as uit jou nie gaan vat, nie gaan hy niks kry by einde van die dag nie. Amen. Amen. Dankie julle, ek het hom weer gaan sit nou. Ek wil net eers dankie Marius. So vers 7 sê vir ons, a spiritual gift is given to each of us, so we can help each other. To one person the Spirit gives the ability to give good advice. That's my vrou daai. To others, the same Spirit is given a message of special knowledge. The same Spirit is given of great faith. To another, the same gift of faith. To another, and to someone else, the Spirit gives the gift of healing. He gives one person the power of performing miracles, and to the other, the ability to prophesy. He gives someone else the ability to discern whether a message is from the Spirit of God or from other spirit. Still, one other person is given the ability to speak in unknown languages, while another is given the ability to interpret what is being said. It is the one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have. So hier kry ons hierdie hele pakket wat ons kan ontvang van God af, maar hy alleen gee dit. Amen. Ons moet gaan sê, Here, hier's ek, vul my met die Gees, maar ek wil graag 'n geskenkie van U of ek wil 'n gawe van U hê. Ek wil dalk vir mense gaan profeseer. Ek wil vir mense gaan bid wat gaan gesond word. Ek wil vir mense woord van knowledge gee. Maar jy moet gaan soek binnekant jou. Keep on knocking and seeking and you shall find. So sê die woord vir ons. So ons is nie pagans wat ander gode wil gaan bedien nie. Ons is vanaand kinders van God wat hom soek. Ons sê, Here, ons wil meer van U Gees hê. Ons wil in die brand wees vir Jesus. Amen. Amen. Ek is bly julle is nog hier so. So kom ons gaan kyk in 1 Thessalonians 5:19 tot 22. Spiritual gifts not to be denied or overemphasized. So ek onthou nie begin het ek toe ons by die crusades begin bedien het, dan bid ons die siekes, dan van hulle word gesond, van hulle word nie gesond nie. En ek het nader vir die Here gesê, nee man, ek dink nie, dis my geskenk die Here, ek sal maar aanhou preek. Ek voel dit is wat ek lekker doen, en wat goed mee is, maar ek gaan nie vir die siekes bid nie. En hier kom ons in die Kaap, en hier loop so groot moslim man, hy die Jordaanse lente, hy is 2 van my sizes, en die Here sê vir my, gaan bid vir 'n ou se heel. Ek sê nee, ek gaan hierdie ou gaan my klap vanaand. Hy lyk of hy Jimmy Abbott hande het. En die Here sê vir my, gaan. En hier kom die Here en hy stir iets in my, en hy maak 'n gift van healing wakker in my. En ek bid vir 'n ou se heup, laat dit klink soos 'n geweerskoot wat klap. Hy terug is daai heup. En hier staan hierdie moslim man, en hy sê vir my, what happened? What just happened to me? And I said, God healed you. Jesus died on the cross for you so that you can be healed today. En daar gee daai man se hart vir Jesus. Want hy het iets ervaar daai aand, mas ek nie gehoorsaam was op daai oomblik om vir hom te gaan bid, dis wat daai ou nooit Jesus ontmoet het nie. Hy sou nooit sy genesing gekry het nie. So dis hoekom elkeen van ons toolbox moet vat en sê, Lord, wat is my nodig vandag? Wat moet ek doen vir U vandag? Ek wil hierdie gawes uitleef. So in 1 Thessalonians 5:19 en 22 sê dit vir ons. Do not be stifled, the Holy Spirit, do not scoff at prophecies, but test everything that is said. Hold on to what is good, stay away from every kind of evil. So as
Snyman vir ons kom bedien, en hy gee 'n profetiese woord, sê die Here, ek gaan toets dit. Gemaak seker kom van hom af, as jy voel, yes, ek is happy met die woord, hou dit. As iemand vir jou bid, dan gaan jy dadelik wees, daai discernment, spirit of discernment, ons kan so vinnig optel. Maar hoe kry ek meer tyd ek met God spandeer? Hoe meer tyd ek in die woord spandeer, gaan jy weet, is dit van die Here af of nie? In Romans 12, lees ons ook vers 3 tot 8, praat dit ook van hoe ons lewe met sacrifice tot God. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Do not think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourself. Measure yourself by the faith God has given us. Just as our bodies may have parts, each of us has a special function. So it is with Christ's body. We are many parts as one body, and we are all belonging to each other. So, voor ek verder lees, ons moet besef, een is die arm, een is die voet, een kan die vingers wees, een gaan die been wees. Ons gaan elkeen 'n verskillende funksie in hierdie gawes wat God ons wil gee. Maar ons word een liggaam op die einde van die dag. Amen. Ek en T.S. kan nie altyd die kop wees nie. Al wil ons partyke kop bestaan, maar ons altyd kan nie die kop wees nie. Al wil ons graag altyd die kop wees, maar ons moet op 'n stadium met ons, we need to humble ourselves en sê, Here, maar wat is my funksie? T.S. kan die kop wees en ek kan die arm wees, en ons kan nog steeds ewig goed doen, want ons doen dit vir Christus. Dit gaan nie meer oor ons nie. Want ek sê altyd, dit gaan nie meer oor my nie. As ek hier klaar bedien het, wil ek hê die mense moet die naam van Jesus onthou, maar hulle moet nie my naam onthou nie. Want dan weet ek, hulle het vir Jesus ontmoet. Dis waaroor dit gaan. En dis kom ons deel van hierdie amazing liggaam is van Christus. Vers 8, Romeine 12 vers 8 sê vir ons, if your gift is to encourage each other by encouraging if it is given, give generously. If God has given you the leadership ability, take responsibility seriously. And if you have a gift of showing kindness to others, do it gladly. So baie keer gee God vir jou gawe van wysheid en dan sê ek, ag nee, wat, so right. Lord, ek sal dit later doen, is okay, nie nou nie. So nou gesê het van die gift of healing wat ek ervaar het en gestuur word. En ek dink baie keer almal van ons moet die kan leiers wees. Almal is 'n leier in sy eie huishouding, met jou kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, but we need to take it seriously. Ek is die hoof van my huis. Dus hulle het in die begin vir my gesê, kom ons moet saam met die kinders bid, ons moet elke jaar, môre aan, van uitstel kom afstel. En toe ons nou begin doen, dan kan ons die verskil in ons kinders se lewens sien, want dit is ietsie simpels, ons bid net saam met hulle. En nou het ons hulle begin 'n challenge om te bid, en dit is lekker as hulle ook saam met ons bid. Hulle moet ook leer om te bid. Want hoekom? Hulle moet gaan Jesus soek ook, as wat ons vir Jesus soek. Amen. Nou gaan ons by die lekker deel te kom. So ek hoop julle is nou reg. Ons kom nou by my gunsteling vers, Handeling 1:8. En in 2017, toe sit ek daar agter waar Michaela staan sit, en ek onthou, hier kom Israel en hy bedien, en hy sê, Jock, Handelinge 1:8 is jou vers. Ek sê, ja, is reg, ek gaan nou lees, moenie worry nie. En toe ek die skrif begin besef, en ek gaan lees vanmiddag vers 7 net voor dit. He replied, the Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not known to you. Dus ek gaan vers 7 op bylees. So when the apostles were with Jesus, they kept asking him, Lord, has the time come for you to free Israel and to restore your kingdom? To say Jesus Philip, the Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not known to you. Voor ek verder aglees, ek wil vir julle kom sê, baie van ons fokus op die, hoor my hart gehou, wanneer is die eindtyd, wanneer kom Jesus? Ons raak so gefokus op die eindtyd, maar ons vergeet wat Handelinge 1 vers 8 sê. Want hier sê Jesus vir sy apostels, vir die disippels, moet julle nie nou daaroor worry nie. Ek wil sê, ons moet nie daaroor worry, ons moet die tekens dop, ons weet, Jesus kom terug, soos hy gegaan het. Maar hy sê in Handelinge 1:8, but you shall receive the power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and till the ends of the earth. So wat ek gesê is, God gee vir julle die geskenk vandag, van die gawes van die Heilige Gees, om vir mense te gaan bid, profetiese woorde te gee, vir healing te bid, om vir mense te bemoedig,
en dan aan die brand te kry vir Jesus wanneer hy terugkom. Ons kan nie net wag vir hom om eendag terug te kom en te sê, Here, jy sal dit doen as jy terugkom nie. Dis hoekom ons hy nou ons instruksie gee, vat hierdie gawes wat ek vir julle gegee het, vat hierdie geskenke en gaan uit en wees my getuienis. Ek wil tees kom, jy staan so lekker daar. Ek gaan nou vanaand gaan ons die toolbox oopmaak. Want die toolbox kan net gebruik word as hy oop is. So jy gaan nou deels 'n keer al papiertjies uit vir die ouens. Hulle moet nou in die toolbox kry. So ek vat vir 'n voorbeeld vandag, ons moes ligte reggemaak het in die kerk en ons kon net die ligte reggemaak het as ons die kookpunt gebruik het. As ek die leer opgemaak het, kon ons op die leer geklim het, ons het dit reggemaak het. Soos die lig wat uitgeval het, is daarom nou reg. Maar ek moes fisiese werk gedoen het om die lig reg te kry. Ons moes ek kon nie op ek sal op 'n scaffolding geklim het nie, want dan sê net one at a time asseblief. So ons kon die lig reggemaak het, want ons het ons die kookpunt gebruik. Dis dieselfde met Jesus met die geskenke wat hy vir ons gee. Ons kan nie vir iemand gaan bid vir healing as ons nie vertrou vir healing nie. Ons moet tog onsself uitleef vir Jesus Christus. En dit deel nou sommer so 'n paar papiertjies uit. Ek gaan nou die verskillende gifts gaan vat en op papiertjies gaan print vandag, want ons grou die toolbox vandag. Ons gaan die toolbox toets vandag. Dankie. Ek hoop maar alle tools is nog daar so. Ek hoop nie alles uitgedeel nie. Die papiertjies alles uitgedeel? Ja, jy mag dit uitgedeel. So, nou sien ons in Handelinge 1 vers 8, God het ons nou krag gegee. Hy het ons die autoriteit gegee en hy gesê, gaan in my naam, gaan doop mense, né? As julle met my. Hier kom Handelinge 2, en dit is in die tyd wat ons nou is. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven, like a roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. What verse 4? That's amazing. Everyone present was filled with the Holy Spirit, and they began to speak in tongues in other languages, as the Holy Spirit gave them this ability. Hulle praat van die bokkamer, was plus minus 120 mense gewees. Maar hulle het gesê, ons is almal in dieselfde mindset vandag. Ons gaan die Heilige Gees soek tot hy kom. Jesus, ons gaan nêrens nie tot hy vir ons die Heilige Gees gegee. Hulle het gesoek, hulle was honger gewees. En ek wil julle ook om honger maak vir die res van die week om te sê, waar wil jy inplak by Jesus? Wat se gawe voel jy stuur die Here op in jou? Moet jy vir mense gaan bemoedig? Moet jy vir iemand 'n word of knowledge gaan gee? Wil jy graag in tale praat? Wil jy van julle doen dit baie keer, dan praat 'n hart in tale, dan interpret iemand dit. Dit is amazing, want dit is 'n geskenk van die Here af. En dis wat hy wil hê ons moet doen. Hy wil excited raak oor ons kerk. Ons moet excited oor hom ook raak. Want Jesus wil kom en hy wil sy kerk ontdop en hy wil aan die brand sit. Maar hy kan dit nie doen as ons sê, okay, reg Here, wat moet ons doen? Okay, Jesus is reg. Ek sal dit gaan doen. Nee, hy wil hê jy moet excited raak vir hom. As ons in die dorp gaan en jy verloop verby iemand en jy sien hy is siek, dan moet jy die toolbox ingraai en sê, Here, you've given me the ability to pray for the sick. Let me pray for the sick. En vir hulle bid. Want ons het dieselfde gees wat in Jesus was, is in ons vandag. Ons moet nie minder dink, ons is minder bevoorreg, omdat Jesus nie meer saam met ons is nie. Ons is eintlik meer bevoorreg. Want Jesus het gesê, Heilige Gees kom in julle bly. Dieselfde gees wat in my is, sê Jesus, julle gaan groter dinge as ek doen. Maar Stefan kan nie groter dinge doen as hy net op sy boude sit die hele dag nie. Stefan, jy moet 'n bietjie opstaan en jou werk doen. Amen. Dis dieselfde met Linda by die crash. Sy kan daai kindertjies bedien op 'n spesiale manier, Jesus se liefde gee, maar as sy dit nie gaan doen nie, gaan daai kinders nooit die liefde ervaar van Jesus nie. Ons moet begin doen en ophou wag dat Jesus dit doen. Dis my boodskap regtig aan julle vanaand. Ek voel dit regtig om te sê what God wants to use the ordinary people to change for the extraordinary. He wants to use the ordinary people for the extraordinary. But he needs the ordinary people to put up their hands. Want as ons nie hande gaan opsteek en sê, Jesus, hier is ek, gebruik my nie, gaan dit nooit gebeur nie. Stefan kan nie lap by sy winkel verkoop as hy net al staan die hele dag nie. As die mense met die lap kom, moet hy hulle tog help retail. Anders te gaan hy nooit sales deur, gaan hy sy werk verloor op einde van die dag. Dankie Stefan, jy is op 'n lekker plek om te piek op vandag. So, met ander woorde, Stefan het gesê, is reg, ek aanvaar wat ek moet doen.
Ek sal die til slaan, is reg. Ek gaan die minder persoon wees, maar ek wil graag daai mense bedien. En dis dieselfde met die geesteswêreld. Daar gaan mense verby jou loop wat jy kan sommer sien daai ou het 'n slegte dag. Jy kan op sy gesig sien daai ou trek swaar. En wat gaan dit kos om met hom te loop en sê, hey Marius, weet jy wat? Alles gaan alright met dag. Jesus het jou lief. Dit gaan vir hom soveel meer beteken as wat ons nou dink dit gaan beteken. Ek nou so ek terug gekeer is na my toe gekom en te sê, "Eers trok sien jy lekker nie, wat's fout?" Ek sê nee man, alles is chap. Hy sê nee, kom ons praat bietjie. Want ek kon my body language sien, dinge is nie lekker nie. En dis dieselfde vir ons. Jy hoef nie 'n pastoor of 'n gelis of 'n apostel te wees om die werk van die Here te doen nie. God wants to use the ordinary people for the extraordinary work. So dan, ons sien nou daar in Handelinge 2, toe die ouens het nou regtig gaan soek het, toe word hulle gevul, né? Toe is hulle aan die brand vir Jesus. En die skrif wat ek my graag wil afeindig vanaand is in Handelinge 12, 44 tot 48. Ek net laaitjie omslaan hierso. Dat is so mooi gemerk, nou is dit weg. Maar hier kom het weer en het sê dit, en het praat weer van waar hulle gevul word met die Heilige Gees. En toe hulle gevul is, toe gebeur daar dinge in die dorpe. So Jesus sê vanaand, hy wil jou vul met die Heilige Gees vanaand. Hy wil die week hê, dat as jy klaar is met Pentekost, van vanaand af, dat jy aan die brand is vir Jesus, waar jy ook al jy kom, dat jy sy gawes, die geskenke wat hy vir jou gee, dat jy jou toolbox kan uittrek en sê, Lord, where do you want to use me? Rian, as jy daar op die draaibank staan, jy sit maar 'n stuk yster voor jou, jy kan hom draai en vir daai stuk yster bid, want as daai persoon daai stuk yster vat, kan die Here nog steeds werk. En hy kan ou tot op die keer bring sonder dat jy eintlik besef, en hy gaan vir jou sê, hoor, hierdie ding is perfek gemaak. Hoe het jy dit reg gekry? Jy kan hom begin bedien. En vir hom sê, maar die Heilige Gees moet die knowledge gee, hoe om hierdie ding te draai, hoe om hierdie bedding te maak. As ek dit doen, gaan dit nie so moeilik soos wat Rian dit gaan doen nie. Maar dis 'n ministry opportunity wat ons het, maar ons is te trots. Ons is Afrikaners, ons is baie trots. Ons het net hê ons moet vir oomblik net gou ons oë sluit. Ek het sommer vandag ons, die vorige ouens wat die profetiese kursus bygewoon het, 'n bietjie gechallenge vandag. Ek wil, as daar een van hulle is wat 'n profetiese woord het vir iemand vandag, wil ek graag iemand met ons kom share. As daar iemand wat 'n woord het vir iemand. Ons gaan dit nou prakties toepas wat ons nou net gehoor het. Ons gaan sê, Here, hier's ek, gebruik my, nog gaan soveel ons saam bid vir mekaar ook, om gevul te word met die Heilige Gees, dat ons aan die brand is vir die Here. Ek weet nie, is iemand wat voel hy of sy doen nie vreeslik baie nie. Ek wil net vir jou sê, die Here het vir my gewys dat daar water uit jou uitloop. Living water uit jou uitloop. Gaan net voort om te doen wat jy doen. Jana, jy word. Steven? Baby, jy word. Ek kom sê hom nie. Jesus. Ons krap vanaand in ons toolboxe. Deze idee was dat ons prakties wees, ons gaan prakties wees. Linda. Die Here wys vir my dat jy staan voor hierdie
Het julle al die, weet daar waar leeu's tussen die gras wegkry, dis ek, as jy so kyk, kan jy nie die leeu sien nie, maar dit is, die gras wat, hy, soos die wind gaan, dan kom dit. En, dis 'n Vader vir jou sê, moenie worry as die gras wapper nie. Ek is nog steeds daar, so gaan deur die grasveld. Dit lyk dalk nie groen op hierdie stadium nie, maar dit is daai mooi goue grasies wat so wapper in Afrika. En hy sê, moenie bang wees nie, gaan. Amen. En nog iemand wat 'n woord het vir iemand dalk. Maar nou saam bid en ons glo en vertrou dat die Here iets gaan doen vanaand. Not by my might, but by my power, but by the Holy Spirit. Jy goed. Toe Jacques nou sê, ons gaan nou begin woord gee, en ek bid so in my gees, en ek vra net, Here, vir wie moet ek nou woord gee? En is nie een persoon wat op my gedagtes kom en hy sê, my kerk. En is waar ons hier so staan, en ons sien hierdie klein vlammetjie wat begin brand. En as 'n dooie boom wat langsom is, en hierdie vlammetjie spring ewe skielik op hierdie boom, en hierdie boom vat ewe skielik vlam. Maar hierdie vlam is nie besig om die boom seer te maak nie, die boom is nie besig om dood te gaan nie, maar eintlik is hy besig om lewe te kry. En so glo ek, wanneer ons daai eerste stap in ons daai klein vlammetjie, net daai eerste stap neem, van, okay, kom ons kyk wat ek kan doen, gaan die Here dit groter maak as wat ons daai klein vlammetjie is. So ek glo, hierdie is 'n call vir almal om come out of your comfort zone. Dis tyd om op te staan. Laat die vlam brand. Die woord vir ons, fan the flame. Let's fan the flame. Halleluja. Amen. 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 Dankie. Fan the flame, fan the flame. Ek voel net in die middel van die stilte wil die Here ons bedien vanaand. As jy net rustig is, plak net in, wat weer inkom, ons plak in. Yes, Lord, we just pray now for Acts 2 to manifest in our church, Lord, that they'll come through like a mighty rushing wind this evening, Lord. Like you said, now fan the flame, fan the fire in us, Lord. Give us a burning fire for you this evening, Lord. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dat aan die vrou, en ek voel net so, wat aan die sê vanaand daar, dat die vat baie vlek by die munisipaliteit, en dan partykeer gaan het verskriklik moeilik, en dan die voel dat die wil net opgee, en net weghardloop. Here sê, I'll give you the strength to carry this thing. Your season is not done yet. Just stay strong, plugged in, and I'll do the rest. En ons bid vir tannie oor die munisipaliteit is, ons bid vir tannie rarig krag en wysheid, en dankie vir die goeie dienst wat tannie hulle doen vir ons. Maar ek wil net sê, die Here vat, en ek sien, ek het tannie so vet drukkie van, ek sê, alles is oké. Moenie hoor, en hy sien tannie sy hartseer, hy sien tannie sy trane partykeer, aan die stilte is tannie alleen is, en hy sê tannie sy alleen, hy sien tannie. Amen.
Okay, ek weet nie vir wie dit is nie, maar die Here wys my hier's mense hierso wat hierso sit wat hulle wil graag vrykom en hulle wil dit gaan nie so goed met hulle huisgesin of met hulle besigheid of so nie. Maar die Here wys my dat jy my eerste tree gee. Jy het vanaand die geleentheid om die Heilige Gees te vra om jou los te maak. Dat jy vry is. Dat jy die Here kan loof en prys vir wie jy is. En as jy so is, die Heilige Gees is hier so, jy kan hom net vra om jou los te maak. Ek kry die gevoel hierso in my hart en ek dink dit is van my op toepassing, maar ek dink daar's ander mense ook. Die Here wil iets in jou hart doen, maar jy voel asof daar 'n blok is, asof daar iets is wat die stroom blok. Iets wat in jou hart gebou is. Maar ek wil net sê, moenie laat die vrees van die mense om julle, van die mense in jou gemeenskap, van die mense in jou families, julle keer om te doen, om God te keer wat hy in jou hart wil doen, wat jou lewe wil doen. Laat gaan van die vrees en maak jouself beskikbaar dat hy jou hart raak. Boris, ek wil sommer net vir jou sê, terwyl jy net gepraat het, in hierdie nuwe seisoen wat jy nou begin beweeg, waar jy verloof geraak het en goeders, voel ek regtig God wants to honor your obedience in you. Jy het soveel keer by die Here gaan inplug en gesê, Here, waartoe nou, wat nou? And if the Lord says move, you move. And God honors that tonight. En hy sê, well done, good and faithful servant. En bly standvastig in hierdie nuwe seisoen wat jy in beweeg en ek sien net hoe die Here jou van sterkte tot sterkte gaan vat. Die onderwys is dalk nie altyd jou voorland nie en jy met jou meesters nog dat jy besig is, vra die Here, waartoe beweeg ek? Wat is my ultimate doel? Waar wil U my gebruik? En die Here gaan vir jou regtig in 'n droom so wys en dan gaan die Here vir hom maak. So ek wil jou sommer net bemoedig met dit. So Becky, wil jy sit vir ons die lig daar? Sit vir ons die lig daar. En terwyl die ligte nou sommer so af is en ons ingeplaag by die Here en ons sê, Lord, I want more. Terwyl niemand jou sien nie, terwyl niemand om jou kan kyk nie en jy kan afskakel van die persoon langs jou. En soos wat ons van die geskenke gepraat het, wil ek jou vanaand vra is, dat die Here in jou stuur vanaand. As jy honger is vanaand om die geskenke en die gawes van die Here te ontvang, wil graag hê jy moet opstaan. Ons wil saam met jou bid vanaand, dat die Here jou in die brand steek vanaand. En sê, Lord, here I am, use me. Lord, ek wil van die gawes beginne gebruik. Ek wil vir mense gaan bid wat siek is. Ek wil vir mense begin 'n woord van knowledge gee. Ek wil die geloof hê in U, dat You can move the mountains, Lord. Ek wil in tale kan begin bid, Here, ek is honger daarvoor. Ek wil tale kan interpret, Lord. As jy daai persoon is, wil ek graag jy moet opstaan vanaand. Ons gaan nie hande op jou lê nie, ons gaan jou nie omstoot vanaand nie, ons gaan toelaat die Heilige Gees jou minister vanaand. Dankie Jesus. Die Here wil vanaand vir elkeen van ons 'n toolbox gee om te gaan gebruik. Hy wil vir jou 'n spesiale toolbox gee met jou naam opgeskryf om te gaan. Soos Handelinge 1:8 sê, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Waar jy nou som opstaan, bid ek, vra ek net dat jou hande voor jou sal hou. En nie na my stem sal luister nie, maar sal fokus op Jesus. En sê, Lord, here I am. Here I am, Lord. So Vader, U sien elke persoon wat opstaan vanaand en daar's van die mense wat nie wil opstaan. Skrikkerig, Here. U ken daai mense se harte, Vader. I pray now, Lord, like you said in Acts 1:8, that they shall receive
power when the Holy Spirit comes upon them, Lord. So I pray that you'll fill them now with the Spirit, Lord. Give them this fanning, the flame, Lord. Give them a fire, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. You know their hearts, you know their desires this evening, Lord. You know how much hair is on top of their head, Lord. You know what they need, Lord. I pray that you'll give them the toolbox, Lord, with their names on tonight. In the name of Jesus. In naam van Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Here, dat U hulle nou sal seën, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Just keep on seeking. Johannes, kan jy my hoor daar binne? Maak net so sap as jy my kan hoor. Ek vaar regtig, terwyl ek jou nou sien daar agter is, en hierdie onsekerheid wat jy partykeer voel. The Lord is with you. Hy gaan vir jou regtig 'n deur oopmaak wat jy nie gedink het gaan oopgaan nie. Partykeer voel dit links, regs, gaan maak jy regte besluit. Here gee ek my CV op die regte plek in, maar die Here gaan vir jou regtig net supernatural rustigheid bring. En hy gaan vir jou wys links of regs. En dan moet jy net gehoorsaam wees. En ons bid saam met jou. Dit voel regtig ons gaan jou op bande dra. Wil jy nie sommer kom staan gebid is, of vir jou kan bid, as dit reg is met jou. Ja, kom hierso. Jy moet net ek. En ons moet vir en vir Jordaan vra om saam met my te kom staan en ek voel regtig met vir Johannes bid vanaand. Hy het moeilike besluit wat hy moet maak en hy het daarop met my Thees gedeel en ek voel net ons moet saam met hom bid vanaand en vertrou. Een van die gawes wat ek vra dat die Here my unite is the gift of faith. Ek soek daai kinderlike geloof as die Here sê he's going to do it, he's going to, I know he's going to do it. Ek onthou met ek baie van julle was hier toe ons vir AJ gedoop het en ek het vir die Here gesê of ek het aanvaar die Here het vir my gesê AJ gaan nou right wees, alles gaan oukei wees en toe daai bottel op AJ se kop val, toe sê ek Here, maar U het gesê alles gaan nou right wees. Waar toe vat my geloof vanaand want ek het gedink ek het verkeerd gehoor. Maar in hierdie tyd het ek besef I want faith like a child again. Amen. So strek sommer julle hande uit na Johannes toe en ja, maar Vader, ons kom en ons sit ons boeta vanaand voor U, Here, en Vader, ons wil hom net kom opdra vanaand, Vader. Ons salf hom vanaand in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Here. Vader, ek wil kom en ek wil elke vloek op sy lewe kom afbreek vanaand, Here. Vader, hierdie vloek wat vir hom sê, ek is nie goed genoeg nie, I cannot do this, en ek weet nie meer nie, Vader, breek ons vanaand af, en ons spreek lewe en lewend oorvloed oor Johannes vandag, Vader. Dankie dat hy 'n goeie pappa is vir sy seentjie Vader en vir sy nuwe kleintjie wat gaan kom, dat hy 'n goeie man is, Here, en dat hy nou iemand is wat ons kan opkyk in hierdie gemeenskap, Here. Seën hom vanaand, Vader. Ek dankie vir 'n nuwe deur wat oopgaan, Here. Ek sien 'n dubbele deur wat oopmaak vanaand vir Johannes, Here. En dit gaan die regte deur vir hom vanaand wees in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Amen. Ja, so ek gaan nou lekker afsluit en gaan ons lekker broodjies en sop eet en ek wil regtig die ouens bemoedig vir die profetiese kursus gedoen het. As jy voel dit 'n woord vir iemand, gaan na daai persoon toe na die tyd en gaan vat iemand saam met jou soos ons geleer het en gaan bedien daai persoon. Because this is not the end, this is only the beginning. Soos Thees gesê, this fan the flame tonight. God's going to use the ordinary people for the extraordinary. Amen. As jy een ding moet onthou van vanaand af, is God wants to use the ordinary people for the extraordinary work. So kom ons sluit ons oë. So Vader, ons dankie vanaand, Here, dat van gisteraand af die begin is van groter dinge, Here, vir Ficksburg. Vader, dankie dat ons na U toe kan kom vanaand, Here, en die profetiese woord uitkom vanaand is fan the flame, Here. Ons wil hierdie vlammetjie vat vanaand en aan die brand kom steek, Here. In die naam van Jesus, Vader, ons wil 'n gemeenskap wees, dat mense na toe kan kyk en sê, wat het in Ficksburg gebeur? What happened? And we can testify that God took over our city. Father, we pray for our mayor, we pray for the municipality workers, Father, we pray for the government, Lord. We put all of these people before you tonight, Lord. And I pray, Father, that you'll meet them. Jesus, I pray that you'll reveal yourself into dreams to these people, Lord, in the mighty name of Jesus. And I thank you, Father, that Ficksburg will be great again, Lord. Thank you for the good work that you've started in Ficksburg, Lord.
And I thank you tonight, Father, that people will have an encounter with you in their beds tonight, Lord. That they'll come tomorrow and testify and say, I've met Jesus, I'm excited. And they'll start proclaiming your name, Lord, from the rooftops. In the name of Jesus, we pray that as we go home, Lord, that we'll receive our homes the same way that we left it, Lord, and that we'll have a safe journey back home. In the name of Jesus, amen and amen and amen.